Goeiemôre vriende, broers en susters. Baie welkom by hierdie geleentheid waar ons saam met mekaar is. Al is ons nie fisies by mekaar nie, saam die Here aanbid, saam hom ontmoet. Mag dit ook jou belewenis wees dat selfs al is ons nie fisies by mekaar nie en nog verenig voel met jou gelowiges reg oor hierdie stad waar die Here ons verstrooi en versprei het. Is ons nog steeds in die gees by mekaar. Ons is nog steeds in die proses om alles reg te kry sodat ons hier by mekaar kan wees. Ons dink dit is bitter naby. En ons sal hoor dat ons vanoggend al reeds vir Rikkie het wat orgel speel en mense wat voorsing. So stukkie vir stukkie kom ons reg daarmee. So weer eens baie dankie vir al die tegniese mense wat baie tyd en energie insit. Hou asseblief aan om vir ons te bid daarvoor. Klompie afkondigings net vir julle aandag onder ons lief en leed. Ons dink aan Idalet Kotse wat 'n voetoperasie ondergaan het en tuis aansterk. Baie sterkte vir haar. Alet van der Merwe is die Sandton Kliniek opgeneem vir toetse. Ons bid saam met Alet. Imin Raubenheimer, se swaar, Dominee Rolf Du Plessis, emeritus predikant van Gereformeerde Kerk Kobabis, is die afgelope week oorlede. Ons bid vir die gemeentes wat hom geken het, al die vriende en veral vir die familie, dat die Here regtig vir julle sal vashou en sal troos. En dan dieselfde vir Shamaine van der Spoel en haar familie wie se ma oorlede is. Ons bid vir hulle almal ook die Here se troos en nabyheid toe dat hy regtig vir julle sal vashou en sal verseker van die ewige lewe wat net in hom is. Baie sterkte vir julle. Klompie opgewondenheid is mense wat verjaar, 'n hele reeks mense op hierdie dag: Pierre Lottering, Marno Du Plessis, Johan van Lingen, Fanny Venter, Chris de Vries, Ulrika Leroux, Nelmarie Tepper, hulle verjaar op hierdie dag. Anna Botha word 71 en Andrew Harris, hele spul op die 16de Augustus. Baie geluk vir julle. En dan ook die mense in die week, ons dink aan Elias wat hierso by ons gemeente werksaam is. Elias, baie geluk met jou verjaarsdag. Bets van der Walt word 77, Dinsdag. En dan Saterdag die 22ste, Monica Miller 71 en Fransa Kutsie 78. Vir hulle 'n besonder geluk. Mag dit 'n dag en 'n jaar wees waarin die Here net vir jou meer van hom kom leer, van sy goedheid kom wys. Die enigste ander belangrike afkondiging is ons sendingweek. Ek dink ek het vandag 'n program hierso op die skerm, op die skyfie, so as julle net daar kan aanbeweeg dat die mense dit kan sien, is dalk so 'n bietjie klein. Ons het videoetjies hieroor uitgestuur. Dit begin eers komende Sondagoggend en aand geleentheid en dan Woensdag die 26ste ook 'n Zoom byeenkoms 7uur. En dan Saterdag 'n gebedsbyeenkoms hierso fisies by die kerkgebou. Julle kan daar asseblief vir Erna net e-pos as julle daarvan wil deel wees. En dan Sondag weer 'n oggend en aand geleentheid. En hierdie geleentheid is ons hoop regtig dat dit ons opnuut sal opgewonde maak. Sal besef wie God is en wat sy sending is en dat die Heilige Gees ons wil volmaak en ons wil vul sodat ons kan oorloop in hierdie wêreld in. En julle sal sien ons het dinamiese aangename sprekers wat met ons kom gesels en met ons kom deel hoe die Here hulle fisies gebruik in hulle gemeenskappe, Dominee Richard Verrein, Philip van Wyk, Dominee Kreerde Kok, Dominee Hero Hackenbord. Hulle gaan met ons kom deel oor goed wat gebeur en waarmee hulle besig is, sodat dit ons kan opgewonde maak oor hoe die Here ons selfs in 'n coronatyd kan roep om sy lig te wees binne in hierdie donker wêreld. So, hoop julle saam met my opgewonde, teken dit asseblief aan. Ons gaan ons afhanklikheid van die Here verklaar. Ons gaan vir hom sê dat ons hom nodig het met hierdie woorde van Psalm 43 vers 3. Ons sê dit binne vir die Here. Ons gaan hoor in ons teksgedeelte waarop ons fokus dat ons die lig van die wêreld moet wees, dat ons soos 'n lig moet skyn in die donker. Maar hier begin ons deur vir die Here te vra dat hy vir ons moet kom help. So asseblief saam met my in jou hart daai eerste vers en dan antwoord ons almal saam, sê almal bevestigend amen. Stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woning. Amen. As ons so vir die Here sê ons het hom nodig, dan herinner hy ons dat sy heilige berg, sy woning nie 'n ver af plek is nie, maar dat dit eerder hier is waar ons by mekaar is. Ons is sy woning. Ons is
sy nuwe Jerusalem wat gaan neerdal, nou reeds hier is, en daarom kom sê hy vir ons as 'n gemeenskap, as 'n gemeente, aan almal in Randburg vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof hierdie Here saam met Psalm 147. En daarvan sing vers 1 en vers 4 laat voor die Here 'n lofsang reis. En as jy wil, as jy gemaklik is daarmee, staan sommer op daarso waar jy by jou huis as julle as gesin saam of sommer op jou eie en gee jouself net oor aan aanbidding van die Here met hierdie wonderlike lofpsalm. Psalm 147 vers 1 en vers 4 en daarna kan jy sommer bly staan want ons gaan saam ons geloof met mekaar bely. Ons plaas ons hand in die Here se hand met hierdie geloofsbelijdenis wat ons deel saam. Geloof is reg deur die eeue oor alle tye, opsomming van die kern, die hart van dit wat ons glo. So sê dit met jou hele hart saam, daar waar jy is. Luister na hierdie wonderlike belydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. As ons Here so bely, dan kom praat hy in ons lewe in deur sy wet. Hy wil graag vir ons kom leer wat die lewe is, maar kom ons begin deur om te vra, die Heilige Gees te vra om deur sy woord in ons te werk. Ons gaan dit doen met Psalm 119 vers 3 en vers 7. As ons bid dit sing, help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Kom ons sing hierdie vers, ons gaan vers 7 eers sing en dan vers 3 op Psalm 119. Wat die weet my
is die opsomming, die hart, die kern van die wet van die Here. Dit is, ons gaan in ons teksgedeelte hoor dat Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die nasies, dat hulle julle goeie werke sien. Hulle goeie werke kan sien en God daarvoor verheerlik. En dis in wese wat die wet vir ons beskryf, verduidelik wat is goeie werke. Ons belydenis vra so mooi, wat is goeie werke? En dan is die belydenis nie dit wat ons self uitdink, of dit wat ons dink goed is nie, maar eintlik wat God in ons harte werk deur die Heilige Gees en in sy woord vir ons wys hoe ons moet lewe. Dis werke wat in 'n ware geloof en 'n vertroue op hom gedoen word in Jesus se krag en die krag van die Heilige Gees. En hier is 'n goeie lewe, 'n lewe vol goeie werke. Dis 'n lewe wat God liefhet. Met ander woorde, ek en jy leef 'n lewe vol goeie werke as die Here ons enigste God is. As daar geen ander God is waarvoor ek buig of wat ek dien nie. Dis wat ons vir die wêreld wys, hoe lyk 'n lewe wat aan die enigste ware God toegewy is. En natuurlik, hoe lyk 'n lewe waar ek net hierdie God aanbid soos wat hy aanbid wil word. Dis vir die tweede gebod ons leer. En hoe lyk 'n lewe waarin ek hierdie God se naam, as ek dit op my lippe neem, is dit met lof en eer en dank en nie met misbruik nie net om hom in my diens te stel nie, maar omdat ek volledig in sy diens is. Dis waaroor dit gaan in die derde gebod. En die vierde gebod gaan oor 'n lewe wat toegewy is aan God binne in my werk, 6 dae werk, maar wat ook kan rus en saam met die Here stil raak en deurdink wat hy in en deur my en besig is om te doen en hom verheerlik ook deur my rustig raak, veral saam met sy gelowiges op hierdie dag, saam met my gesin, gereeld sy woord oopmaak, rus in en deur ons Here Jesus Christus. Dis hoe die Bybel opsom dat ons goeie werke moet doen en vir God moet lief wees. En dan kom die tweede deel van hoe ons vir ons naaste moet lief wees. En veral hierdie deel wat Jesus in daai eindste Matteus wat ons gaan lees in die bergrede heeltemal 'n ander fokus gee as wat dit gehad het in die meeste mense se koppe. As hy sê ons moet onderdanig wees, onsself onderwerp aan die mense wat oor ons aangestel is, ons ouers, dan gaan dit oor God se orde en 'n samelewing wat vol vrede en vreugde is, omdat mense hulle plek ken en weet hoe om goeie gesag te volg. Die 6de gebod gaan op die oogopslag net oor iemand fisies doodmaak, maar Jesus kom en sê nee, dit gaan oor hoe ek oor mense praat, dit gaan oor 'n hart wat nie wil vergewe nie, dit gaan oor 'n oog vir 'n oog, en dat hy dit heeltemal tot 'n einde bring, dat dit daaroor gaan dat ek lewe moet lief hê en selfs my naaste se lewe, sover dit vir my moontlik is, moet beskerm. Die 7de gebod het die ouens laat deel net in fisies iemand skei, en dan kon jy ook vir sekere redes wat menslik aangevoer is, iemand net los, jou trou breek met jou huweliksmaat. En Jesus sê, maar dit gaan oor soveel meer. Dit gaan oor die eenheid wat die Here skep. Dit gaan oor 'n goeie, gesonde gesin en gesinne, en dit gaan oor seksuele reinheid. Dit gaan selfs soveel as om net na iemand te kyk met seksuele lus binne in my hart is sonde. Dit gaan daaroor om God se grense te eerbiedig en van seks die mooi ding te maak wat dit veronderstel was om te wees. Dis wat Jesus vir ons kom wys. Nie steel nie. Jesus gaan oor baie meer as net iemand anders se goed vat. Dit gaan eintlik oor 'n wêreld wat vrygewig is, wat deel, waar ons regtig sorg vir mense rondom ons wat swaar kry, waar ons nie meer uitleef as wat ons toekom nie. En die 9de gebod gaan nie net oor fisies net alleen vertel nie. Jesus sê, laat jou ja wees. Dit gaan oor om mense van integriteit te wees, om my naaste se goeie naam in ere te hou en te beskerm, en nie af te breek deur te skinder of slegte goed agteraf te sê, dat ek nie bereid is om voor mense te sê. Dit gaan oor die waarheid en liefde praat. En dan die laaste gebod, tevrede wees, 'n diep tevrede wees in die Here, sodat ek op niemand afgunstig of jaloers, niemand so goed wil vat nie. Nou dink net, vriende, 'n wêreld wat so is, ons weet ons wêreld is glad nie so nie. Maar waarvoor die Here ons roep, is dat ons 'n gemeenskap sal wees wat hierdie waardes diep in ons dra, 'n liefdevolle omgee, 'n vrye gemeenskap waar God regtig liefgehê word en waar ons mekaar liefhet met alles in ons.
Dis wat Jesus wil in sy gebooie. Wie so 'n oomblik vat en net daaroor dink en vra, watter mate het jy in dit ingeleef in hierdie week wat verby is? Bring net jou hart voor die Here, wat het vir jou uitgestaan toe ons nou weer dink oor sy wet. Kom ons raak so 'n oomblik net stil oor die Here. As jy nodig het om nog vir 'n oomblik net stil te raak en pause die video, dis die voordeel van om so saam te wees. As jy nog 'n paar dinge het waaroor jy met die Here moet praat, doen dit gerus. Kom ons gebruik hierdie woorde van Psalm Liedboek 284 om vir die Here te vra om ons te help om so te lewe. So 'n aangrypende lied waarin ons sê, Heer, laat die vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Dis die doel van die wet. Is dat ons in 'n wêreld vol haat die Here se liefde laat invloei en instroom. Kom ons sing hierdie 3 verse van Liedboek 284 saam. Here, kom praat met ons wat hierdie versoek aan hom rig en vra, Here, vorm my in iemand wat gehoorsaam is aan die wet en 'n lig vir die wêreld, hy kom sê vir ons hoe hy wil dat dit moet werk. Matteus 5 van ons saam lees vers 1 tot 16. Dis hier op die skerm, maar dis heel beste as jy jou eie Bybel daar oopmaak waar jy is en saam daar volg. Dalk hier en daar 'n aantekening maak van wat jou hart tref sodat jy kan teruggaan daarna toe. Matteus 5
vers 1 tot vers 16. Kom ek bid net 2 sinne vir ons saam oor hierdie woord wat ons nou gaan hoor. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons so saam kan kom en net opnuut in gesprek met U kan tree hoor hoe U ons seën nadat ons gesê het ons het U nodig, dat ons U kan loof en prys, dat ons geloof in U kan bely, dat U deur U waarheid ewigdurende vir altyd waarheid in ons harte kom inpraat, ons herinner hoe U wil dat die lewe moet wees en hoe ver ons daarvan tekort skiet en hoe min ons wêreld so lyk. En dat U ons oproep om 'n gemeenskap te wees wat hierdie waardes, hierdie waarhede indra, uitleef onder mekaar, saam met mekaar, maar indra in ons wêreld en ons wil meer daarvan leer. So leer ons deur die woord. Dankie vir U woord. Dankie dat U beloof daar waar dit gelees en deurdink word, daar is U self teenwoordig, daar praat U. Heilige Gees, help ons om te hoor, om te verstaan, om dit veel verder toe te pas en te deurdink as die woorde van 'n prediker. Maar mag dit wat ook uit my mond kom as U geroepe prediker vir vandag, mag dit goed en reg wees in U oë en tot opbou van U gemeente. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Matteus 5. Bekende bergrede wat hier begin. Ons lees toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. En nadat hy gaan sit het sy disippels, sy toegewyde volgelinge na hom toe gekom en hy het met hulle begin praat, hy het hulle geleer en gesê, seënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug julle, bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout van die aarde. As sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons lees tot sover saam. Ons fokus veral op hierdie laaste deel, vers 11 tot vers 16. En veral hierdie twee beelde, julle is die lig van die wêreld, en die vorige een, julle is die sout van die aarde. Lees tot sover saam die Here se woord. Uitmekaar gejaag. Hierdie twee woordjies kom uit Handelinge 8 vers 2 en ek moet sê dit het my baie gehelp om te beskryf hoe ek bietjie voel oor ons kerkwees hierdie jaar. Hierdie virus het ons uitmekaar gejaag, nie waar? Natuurlik was die gelowiges oor wie Lukas skryf hier in Handelinge 8 vers 2 se omstandighede baie anders. Ons lees wat met hulle gebeur het na Stefanus, een van die eerste diakens se steniging. So luister, ek dink ek het dit hier op die skerm. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Soos wat ek gesê het, is dit heel ander omstandighede, nie waar nie. Maar ek dink tog ons het dit in gemeen en dis waarmee ek geconnect het, as ek dit so kan sê. Ons is uitmekaar gejaag. Ons kan nie by mekaar wees soos wat ons graag by mekaar sou wou wees nie. Wat egter baie interessant is dat die situasie van hierdie eerste Nuwe
testamentiese gemeente in Jerusalem, wat die duiwel natuurlik bedoel het as 'n aanval op die kerk, as iets wat die kerk se vooruitgang moes stop, dat hierdie einste omstandighede daartoe lei dat die kerk geweldig groei. En dat hulle gehoorsaam is aan Jesus se opdrag, want Jesus het immers gesê, moenie dit wat julle ontvang het hier in Jerusalem hou nie, en dat dit uitgaan, Judea, Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. En hier is hoe die Heilige Gees dit doen, deur hulle swaar kry heen. Net 'n vers of wat later in Handelinge 8 vers 4 lees ons, die volgende, het sê die gelowiges, wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Nou daai woordjie verkondig, laat dit klink asof dit 'n klomp predikers was, maar dis nie eintlik nie. Een van die kommentare waar die ou so 'n bietjie slimmer is met die Griek sê, jy kan dit so vertaal, en is nou in Engels, maar hy sê, they gossip the gospel. Hulle het die woord as dit ware, die goeie nuus gefluister, oral waar hulle gekom het, daaroor gepraat, en dit was vreemd, want die mense het na regte alle geleentheid gehad om te kla. Onthou hulle vlug, waarskynlik met die paar goedjies wat hulle kon saamvat, vlug hulle van hulle huise af en familielede verloor langs die pad. En tog hoor jy hulle nie kla nie, hulle borrel oor van die goeie nuus. Ek hoor hoe hulle vir vreemdelinge wat hulle langs die pad kry sê, ek weet dit lyk vir jou dalk asof dit met ons baie sleg gaan en volgens alle wêreldse maatstawwe gaan dit regtig met ons sleg, maar kom sit hier by my en dan vertel ek vir jou waarom ek ten spyte van hoe sleg dit met my gaan so opgewonde is. Wat dit is, wat hierdie hoop is wat binne in my lewe. En soos wat hulle praat, soos wat hierdie eerste gelowiges getuig, ontstaan daar deur die krag van die Heilige Gees oral oor klein gemeentetjies, klein gemeenskappe, ligte wat aangesteek word in hierdie donker wêreld, fakkels van hoop wat skyn soos 'n stad op 'n berg in die nag. En vriende, dis die krag van die evangelie. Dis God se onstuitbare plan waardeur hy sy koninkryk wil laat kom en waaroor ons saam dink weer vanoggend. Nuwe gemeenskappe, gevorm deur die goeie nuus van Jesus met God in die sentrum, alternatiewe gemeenskappe wat teenoor hierdie wêreld staan tot 'n groot mate, wat God sigbaar maak in die wêreld, wat God openbaar aan die wêreld, wat sy lig laat skyn in die donker, wat sy sout is vir hierdie wêreld in woord en daad, en wat vir hierdie wêreld kom wys wat beteken sukses eintlik, wat sukses heeltemal kom herdefinieer. Handelinge wys vir ons 'n prentjie van dit waarvoor Jesus besig is, daai dag as hy sy disippels oproep teen die berg en vir hulle preek, waarvoor Jesus besig was om hulle toe te rus. Die evangelie van my koms en dood en opstanding, sê Jesus vir hulle, gaan julle 'n radikaal ander tipe gemeenskap maak. Dit gaan vir julle 'n manier van leef gee binne in hierdie wêreld wat vir die wêreld baie vreemd gaan wees. En dis hoe ek na my hemelvaart, dis hoe ek myself vir die wêreld gaan wys, deur my woord wat hande en voete kry in julle lewens. En so gaan julle vir die wêreld kom herdefinieer wat dit is om suksesvol te wees. Dis die 3 dinge waarna ons gaan saam kyk. 'n Nuwe alternatiewe gemeenskap wat God sigbaar maak en wat sukses herdefinieer. So kom ons dink saam deur die teksgedeelte met hierdie 3 fokuspunte. En ons eerste een is 'n nuwe alternatiewe gemeenskap. Jesus kom sê baie duidelik in ons teksgedeelte, julle, meervoud, né? Julle is die lig, enkelvoud, vir die wêreld. Nie ligte nie, lig. Julle is die lig. Julle is soos 'n stad wat op 'n berg lê. Julle is die sout van die aarde. En natuurlik moet elkeen van ons persoonlik skyn, ons moet sout wees. Maar hier is die ding van Christendom. Ons is nooit Lone Ranger Christene nie. Ons is nie 007 tipe Christen nie. Ons is Jesus se liggaam wat ons lig saam moet laat skyn, wat om die waarheid te sê, ons sterkste lig moet laat skyn in en deur ons saam wees. Die manier waarop ons saamleef, vir mekaar omgee, totaal anders as die wêreldse gemeenskappe om ons.
En as ons vir 'n oomblik saam kan dink en mekaar kan herinner oor wat presies die goeie nuus is, dan moet hierdie waarheid vir ons baie sin maak en waarom dit ook vir God so belangrik is dat ons hierdie gesamentlike gemeenskap van lig is. Kom ek vra so, waarom werk ons sonnestelsel so goed? En ek dink ek het 'n prentjie hierop. Hoekom werk ons sonnestelsel? Dis omdat planete in hulle bane bly rondom die son, nie waar nie. Dink net die chaos as een van hulle sou besluit om uit hulle wentelbane te klim, sou besluit om hulle eie baan te volg, om rondom iets anders te begin wentel, op hulle eie dit te besluit. Dit sou chaos wees. Die Bybel kom sê vir ons, vriende, dis ons moeilikheid. Dis hoe jy ons sonde kan beskryf. God is die ware lig van die wêreld. Hy is ons almal se lewenslig. Hy is die son. Maar sê die Bybel vir ons, ons het almal gesondig en onsself afgesny van sy heerlikheid, van sy lewenslig, om by ons beeld te bly. Ons is gemaak om rondom hom, om ons son te wentel, om ons lewenskrag by hom te kry, net soos die aarde sy lewenskrag tap uit die son uit. Ons is gemaak om sy lig te reflekteer, soos die maan die son se lig reflekteer. Maar die Bybel sê die lot van ons het gekies om in ons eie wentelbane te gaan begin draai weg van die son af. En dit bring ons op 'n botsingspad, nie net met die son nie, maar ook met mekaar, soos wat sal gebeur met planete wat ophou om die son te draai. Jy sien ons selfsug, ons geveg vir ons eie koninkryke, bring ons in konstante konflik met mekaar. Die harmonie, die fokus, die hoop van lewens wat rondom die son draai, wat in en deur en tot God gelewe word, dit het plek gemaak vir kompetisie met God en met mekaar. Herstel kan dus nie op 'n individuele vlak gebeur nie. Ons sonde het ons gemeenskap met God en mekaar gebreek, en hierdie totale gemeenskap met God en met mekaar is wat herstel moet word, en dis die goeie nuus van die evangelie. Dis waarom Jesus kom. Hy kom nie om individuele siele te red nie. Die goeie nuus is nie dat jy nou vir Jesus in jou hart kan innooi, sodat jy eendag hemel toe kan gaan. Die goeie nuus is dat Jesus die uitnodiging doen. Jesus kom nooi my en jou in hom in. Hy kom nooi ons in sy koninkryk in, terug in die wentelbaan in waarvoor ons gemaak is. Dis die goeie nuus. Dat hy dit moontlik maak vir my en jou om terug te kom. Ek wil nie die beelde die mekaar kry nie, maar vriende, die goeie nuus is dat Jesus gekom het om die kanker wat God se skepping in chaos gedompel het, uit die groeiplek vir hierdie kanker uit te ruk. En daai groeiplek is ek en jy. Ons is tot die dood toe vrot met die kanker van selfsug. En hy kom om dit op 'n radikale manier te behandel, sodat dit in remissie kan gaan binne my en jou, en sodat ek en jy weer kan leer wat dit beteken om vir hom en tot hom te lewe. Nie eendag nie, hier en nou reeds. Jesus roep my en jou in 'n proses, in 'n geloofspad van voortdurende berou en bekering in. Dis die behandeling. Bekering begin by ek wat erken, ek is dood in my sonde. Here, my probleem is nie net dat ek hier en daar 'n paar selfsugtige dinge doen nie. Ek is selfsugtig. Ek weet dit is wat fout is met my en met ons wêreld, en ek wil nie meer so aangaan nie, ek wil nie meer so leef nie, ek wil verander. Ek sien hoe Jesus geleef het en die vrug en die heerlikheid daarvan, en ek wil so lewe, ek wil in sy lig lewe. Dis waar bekering begin, en geloof help my dan om terselfdertyd vas te gryp aan Jesus wat 'n onselfsugtige lewe kom leef het, 'n lewe wat gewentel het rondom gehoorsaamheid aan sy Vader se wil, maar wat hy kom prysgee het omdat hy my en jou so lief gehad het, dat hy die volle gevolge van hierdie kanker van onsselfsug op hom kom neem het, sodat God my en jou kan vryspreek, kan vergewe, kan skoon was. En dis God se behandeling. 'n Voortdurende, dag vir dag proses van berou en bekering en vasgryp aan Jesus. Dis nie 'n mismoedige proses nie, maar dis 'n harde werkproses. Dis 'n vreugdevolle proses. Diep introspeksie, maar is hoopvol. En as ons
as ons selfsug, as my en jou selfsug gemeenskap stikkend gebreek het, met God en met mekaar, en maak dit tog net sin dat herstel binne in hierdie verhouding, in hierdie gemeenskap moet plaasvind. Jy sien, die kankerbehandeling van Jesus verbind my onlosmaaklik aan my mede-kankerpasiënte. Soveel as wat stikkende, gebroke gemeenskap 'n rol gespeel het in my sondige selfsugtigheid, soveel wil God dat sy nuwe gemeenskap, sy kerk, 'n rol speel in my bevryding van my sonde. Dis persoonlike behandeling wat ek en jy kry vir ons kanker, maar dis nie individuele behandeling nie. Nee, Jesus se chemoproses is 'n groepsessie. Dis binne in sy kerk. Jesus se kerk is nie 'n klub nie. Nee, ek het die res van my lewe, en dan is daar my rolbal, of my golf, of my tennis, of my hardloop, of my skaak, of my seël, of wat ook al, of my kerk. Ek het 'n deeltjie wat ook na hulle toe gaan. En ek kuier dalk bietjie buite klubsure met van die mede-klub mense, maar eintlik raak dit nie die res van my lewe nie. Nee, ons is kerk, want ons is onder Jesus se kankerbehandeling saam met mekaar, en dit raak ons ganse lewe, dit raak elke deeltjie van ons lewe. Ons is 'n alternatiewe gemeenskap. Die Engels sê dit so mooi, en ek kry nie lekker Afrikaanse woorde daarvoor nie. Ons is 'n counterculture. Ons word 'n gemeenskap wat vir die wêreld moet wys wat ware gemeenskap veronderstel is om te wees. Kom ek verduidelik so, hier's die wêreldse stad, Brandberg. Nee, 'n fotootjie van 'n deeltjie daarvan. En vra jouself af, dink saam met my, in hierdie stad van ons, in ons land kan ons ook sê, in ons stad, Randburg, Johannesburg, word jou waarde bepaal deur wat? Wat bepaal mense se geluk en waarde? Dit nie maar jou finansiële vermoë, jou politieke mag, jou inspraak, jou vermoë om jouself te geniet, vry te wees, jouself uit te druk, uit te leef, op alle gebiede, seksueel, finansiëel, geestelik, net soos wat jy wil. Jou eie lewe moet so gemaklik en veilig as moontlik gemaak word vir jouself. En mense rondom jou word maar net gebruiksartikels, hulle waarde word gemeet in die mate waarin hulle jou kan help om by al jou drome uit te kom, nie waar nie? Ons leef in 'n selfsugtige stad. Maar Jesus het egter vir ons, Reformeerde Kerk Randburg, saam met al sy klein liggies, ons kerke, Gereformeerde Kerk Randburg, het ons eers uit die wêreld, uit hierdie selfsugtige manier van leef kom roep, het ons ingeroep in sy rehabilitasieprogram in, en ons terselfdertyd uitgestuur as hierdie alternatiewe gemeenskap terug in ons stad in, om vir ons stad te gaan wys hoe dit lyk as God in die middelpunt van alles staan. Ons word as dit ware 'n stad in 'n stad. Die ware Johannesburg in die selfsugtige Johannesburg waar God vir mense wil kom wys. Dis hoe Johannesburg, dis hoe Randburg kan lyk as almal se lewens rondom my en my eer en my wil wend. Kyk hoe werk my mense in my stad, in my kerk. Kyk hoe werk hulle met mag en geld en seks. En kyk wat gebeur as hierdie dinge nie meer gebruik word vir net individuele genot en vir vervulling nie, maar om regtig mekaar mee te dien. Kom kyk hoe lyk dit waar liefde vir my en diep omgee en praktiese selfopofferende liefde vir mekaar en selfs vir vreemdelinge. Kom kyk hoe lyk dit as dit hande en voete kry. Kom kyk hoe lyk dit waar mense nie meer net gebruiksartikels is nie. Die wat ryker is as jy nie meer objekte van jou jaloesie en afguns is. En die armes, die uitgeworpenes in die stad, nie meer gewone bedreiging vir jou gemak en vir veiligheid is nie, maar eerder mense wat jy nader wil trek aan my lig, wat jy wil innooi binne in my rehabilitasieprogram in. En dis wat God in en deur my en jou wil doen. Hy wil ons stad op 'n berg maak. Alternatiewe gemeenskap. Hy wil homself aan die wêreld kom openbaar.
homself sigbaar maak. En nou is ons al eintlik by ons tweede punt, maar kan ek net eers vir 'n oomblik stil raak en vra, verstaan jy die goeie nuus van Jesus so? Verstaan ons kerk wees so? In 'n onlangse studie in die FSA sê hulle dat 80% van Amerikaanse Christene reken, hulle kan goeie volgelinge van Jesus wees sonder sy kerk. En ons weet hoe dit daar gaan, is maar baie hoe dit by ons gaan, nie waar nie, maar kan jy sien hoe leuen dit is? Dat dit nie is hoe Jesus oor sy kerk dink nie, en as Jesus nie so oor sy kerk dink nie, wie's ek om so te kan dink? En ons is saam sy lig, ons is soos 'n stad op 'n berg in 'n donker wêreld wat hom sigbaar maak. Kom ons dink 'n bietjie verder saam oor hierdie tweede punt en die twee beelde wat Jesus gebruik, sout wees en lig wees. Sout wees en lig wees. Sout se kernwaarde lê vir ons in die smaak wat dit gee aan kos, nee, ons weet dit, maar dalk meer in die destydse wêreld as in ons tyd was en is sout 'n preserveermiddel. Soos in ons biltong gebruik ons dit. Net dit keer dat daai slegte organismes nie dit afbreek en dat die goed bewaar word. En dan is sout ook baie keer ontsmettingsmiddel. Sout in wonde brand. So lekker as wat sout kan wees, so sleg kan sout wees. Soms soek ons nie daai branddeel van sout nie. Laat daai vuil plek eerder maar septies raak, want dit is seer om met daai vuil te deel. Nee, en net so het lig, net so sout het lig twee kante. As jy in die stuk donker is en jy sukkel om jou pad te kry, dan is lig wonderlik. Nee, dit gee hoop. As jy daai plek, daai lig sien skyn daar in die donker, dan maak dit jou hart bly. Maar lig maak dit ook moeilik om vuil en lelik weg te steek. Die donker is soms vir ons lekker, want dit is lekker om weg te kry. Nee, is lekker of gemaklik om die vuil en die lelik weg te steek. Nou as Jesus sê, julle is in julle kerk wees saam as hierdie nuwe gemeenskap, die sout en die lig vir die wêreld, dan slaan dit ook beide kante toe, nê. Soos sout wat goeie smaak gee aan kos, wat bewaar en in stand hou, en lig wat hoop gee in die donker, moet ons as Christen gemeenskap geken word as die ouens wat voluit lewe. Ons moet ons nie een kant hou nie, dis nie waarvoor ons geroep word nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is teruggestuur in hierdie wêreld in, omdat hierdie wêreld God se wêreld is, wat hy besig is om te red en vry te maak van die sonde. Ons moet ons lig so voor mense laat skyn, dat hulle ons goeie werke sien, en God daarvoor verheerlik, ons Vader daarvoor verheerlik. En goeie werke het ons met mekaar gepraat oor in die begin van hierdie diens, nee, goeie werke kom neer op wat die wet sê, dit is liefde vir God en liefde vir ons naaste. Jesus kom bring die hart daarvan na vore in die bergrede, later die van vers 17 af in hoofstuk 5, jy kan dit weer gaan lees. Hy gee diepte plek aan die wet, wat maak dat ek kan dit nie meer net op die uiterlike hou van aftik van goedjies daarby hou nie. Dit gaan daaroor om op 'n dienende en 'n selfopofferende manier alle onreg wat in hierdie wêreld is te staan. Om prakties betrokke te raak by die nood wat ek rondom my sien, om mense se getuienis oor ons iets te laat wees wat soos volg klink, nee, hier is oor hoe mense moet praat oor ons as gelowiges. Wel, ek glo nie heeltemal wat hulle glo nie, maar ons kan wraggies nie sonder daai gereformeerde kerk Randburg se mense nie. Hulle is so goed vir ons gemeenskap. Hulle maak so 'n praktiese verskil in die skole waar hulle werk en oral waar hulle is, en as 'n gemeente saam, ons kan nie sonder hulle nie. Hulle is so vol liefde vir mense, selfs mense wat slegte goed oor hulle sê, is hulle voorgoed. En dit moet tog vir ons iets sê oor hierdie God, hierdie Vader wat hulle bely, hulle Vader in die hemel is. Nog 'n vorm van goeie werke waartoe ons by uitstek in staat is, as ons bly by die soutbeeld, is om die uitmekaar val van verhoudings in ons samelewing te staan, né? Net soos sout keer dat kos afgaan. Dink net hoe stikkend is verhoudings, oral, vriende, families, huwelike in die werksplek.
Dink maar aan ons land in terme van rasisme en wat ons gesien het oor die laaste tyd ons wêreld. Mense is vasgevang in plekke van woede en haat en vergelding en jaloesie en vrees en slagoffer wees. En ons is by uitstek daartoe in staat, ons as kerk, om so radikaal anders te wees. Nee, om verhoudings te bewaar deur ons vermoë om onreg te kan verdra. Om geduldig te wees. Om te vergewe, om vergifnis te vra. Om nie geïrriteerd te raak nie. Om mense van ander kulture en agtergronde as regtig gelyk is in Jesus te hanteer. En nie kwaad met kwaad te beantwoord nie. Ons kan dit doen. Soveel so dat mense van ons sê, hy was nou wel 'n Christen, maar wat 'n vredemaker, wat gaan ons doen hier op kantoor nou dat hy weg is? Ons gaan mekaar mos vermoor, hy was so 'n vredemaker, hy het ons so by mekaar gehou. Wat 'n geduldige mens, wat 'n liefdevolle mens, wat so mooi na my kon luister, wat my met soveel respek gehanteer het. En as ons gemeenskap nie so van ons praat nie, vriende, dan sê Jesus, ons doen iets nie reg nie, dan moet ons vra of die sout verslaan het. En of ons besig is om die lig onder 'n maatemmer weg te steek. Maar dis die positiewe kant van sout en van lig. Aan die ander kant het ons gelees vers 11 waar Jesus sê, geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wanneer die mense julle ter wille van my beledig, nie as nie, nie dalk nie, wanneer. Sien, as daar nie ongelowige mense is wat dankbaar is vir die Gereformeerde Kerk Randburg, dan doen ons iets nie reg nie. Maar as daar niemand is wat ons ter wille van Jesus beledig nie, en let mooi op, nie ter wille van onsself of ons tradisietjies of ons gewoontes of ons maniertjies nie. As ek en jy beledig word omdat ons arrogant en ongeskik en liefdeloos en meerderwaardig is en op ander mense neerkyk, dan kan ons nie hierdie vers sê dis hoekom dit gebeur nie. Nee, ter wille van Jesus, omdat ek sy liefde en sy waarheid uitleef. As ons niemand ontstel omdat ons ter wille van Jesus opstaan vir mense wat sleg behandel word, vir die waarheid en inpraat in dinge in ons samelewing wat nie loop soos God wil nie. As ons nie onreg teestaan nie, dan is ons ook nie meer sout en lig soos wat ons sout en lig moet wees. As ons dit reg kry, as ons regtig waar sout en lig is, gaan ons sommige mense hê wat vir ons sê, baie dankie. Wonderlik om vir julle te ken, so dankbaar vir julle. Ons gaan selfs mense hê wat sê, vertel my 'n bietjie meer, want ek wil meer weet van hierdie Vader wat julle sê, vir julle sorg en na julle kyk en wat julle dien. Vertel ons meer, ons gaan sulke mense hê. Maar ons gaan ook mense hê. Ons gaan ook in die wêreld mense kry wat ons haat en wat ons vervolg. En Jesus sê, geseënd is julle as dit gebeur. Wat 'n visie vir kerk wees. Sout en lig, 'n regte alternatiewe gemeenskap, nie bang om die waarheid in liefde te praat nie bang om op te staan vir wat reg is nie, maar aan die ander kant nie bang om ons hande en ons voete en ons lywe vuil te maak en betrokke te raak binne in die stikkend en die seer van hierdie wêreld nie. Regtig 'n stad op 'n berg in die donker nag. Hoe kan ons dit wees? Waar kan ons die energie, die dapperheid kry om dit te wees binne in ons wêreld? Wel, vriende, die laaste punt, die evangelie moet eers ons idee van sukses, van geseënd wees, om uitdaag, om herdefinieer. Ons het alreeds vers 11 gelees, wat begin soos die vorige 8 verse met die woordjie geseënd. Dis bekend, die bergpredikasie, geseënd is julle. Een kommentator het dit op 'n manier verwoord wat my regtig
vir die eerste keer, ek dink regtig laat mooi hoor het, laat dink het oor wat Jesus hier met sy volgelinge doen. Hy het gesê, die beste manier om eintlik hierdie woord te vertaal is met suksesvol wees. Die Engels is accomplished, be accomplished. Dis die tipe mens, Jesus sê, as jy hierdie tipe, jy's geseënd, as jy so goed geleef het, dat jy gesien word as iemand wat beny word, as iemand wat gesien word as 'n rolmodel, iemand wat navolgenswaardig is, suksesvol. As ons dit so lees, dan besef ons waarom Jesus se woorde so radikaal is en die mense vir wie dit gehoor het so omgekrap het, so ontstel het. Hy sê suksesvol is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Word sukses in ons wêreld nie gemeet aan my onafhanklikheid van almal en alles nie. Hoe sê Jesus nou hier geseën, suksesvol, navolgenswaardig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Jy sien, die disippels moes daar gesit het, onthou hoe ontsteld was hulle toe Jesus gesê het na die ontmoeting met die ryk jongman, hoe moeilik is dit vir 'n ryk man om in die koninkryk van die hemel in te kom, om dit te beerwe. Toe hulle ontstel en hulle sê, wie kan gered word? Want hier is hoe hulle gedink het. As jy so suksesvol is, dan is jy geseënd. As jy finansiëel so baie het, dan is jy geseënd. En hoe kan Jesus nou sê dat hierdie persoon nie in die koninkryk van die hemel gaan? Dis hoekom hulle ontsteld is. Afhanklik is, kom nie in die koninkryk nie, is onafhanklik. Die wat treur, wat huil, is suksesvol. Wat? Is sukses nie om altyd bly en gelukkig en vrolik te wees? Sagmoedig wees is gelyk aan suksesvol wees. Wat bedoel jy? Is een van die voorvereistes vir sukses in hierdie wêreld nie om jou te laat geld, jou vermoë om 'n situasie te beheer en jou mag oor mense uit te oefen nie? Is dit nie die mense wat suksesvol raak nie? Barmhartiges, vredemakers, hulle is suksesvol. Ons is suksesvol as ons ter wille van Jesus se naam vervolg word en swaar kry en as allerhande dinge gebeur om ons uitmekaar te jaag, dan is ons suksesvol. Ja. Dis wat Jesus sê. Hoe kan dit wees? Vriende, dis omdat ons die een volg wat in hierdie wêreld ingekom het om geseënd wees, om suksesvol wees, totaal op sy kop te draai, om dit te herdefinieer, eintlik terug te vat na sy oorspronklike bedoeling toe. Waarom behoort al die rykdom van die koninkryk van die hemele aan my en jou? Want hy het die hemelse paleis prysgegee vir 'n stal. Hy kom arm word. Waarom sal ons vertroos word as ons hartseer, huil en gebroke is oor ons eie sonde en oor die stikkend en seer in die wêreld? Want hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat, sodat geen van die seer en swaar kry ooit sal maak dat God my verlaat nie. Waarom sal ons die nuwe aarde ontvang, God se ewige koninkryk, vol van al God se ewige rykdomme? Waarom? Want hy, die sagmoedige lam, is in ons plek geslag. Buite die stad geneem en gekruisig, sodat ek en jy die nuwe Jerusalem kan beerwe. Waarom sal ons versadig word met alle goeie dinge uit sy hand? Want hy het aan die kruis uitgeroep, ek het dors. Jesus kom om die vloek te dra, sodat ek en jy geseëndes kan wees. Hy kom om uitgegiet te word, sodat God ons kan volmaak met sy liefde, sodat daar geen meer plek is vir enige van die fake en valse liefde wat die wêreld ons van wil kom oortuig, dat ons dit nodig het. Ons kan vol wees met God se liefde. En as ek en jy hom so voor oë hou, as ek Jesus so sien ly ter wille van my sonde, sonder om homself jammer te kry, om God se koninkryk te laat inbreek in my lewe, as ek hom so sien ly, dan kan ek dit ook doen ter wille van hom en sy koninkryk. Hy het dit ter wille van my en God se koninkryk gedoen, dat ek kan inkom, ek kan dit doen ter wille van hom en sy koninkryk. Dan kan ek myself uitgiet
Soos wat hy hom kom uitgiet het vir my, 'n vyand van hom op daardie stadium, kan ek myself uitgiet vir my vyande met die hoop dat ek sommige van hulle na die Here toe kan lei. Die wete dat hy my so lief het, is 'n uitklop hou, jy sien, is 'n uitklop hou vir die ek en my geluk manier van lewe. Kyk na hom en sien hoe dat hy alles weggee. En jy sal die krag hê om vrygewig te wees. Kyk hoe hy vervolg word sodat God se koninkryk kan kom en jy sal dit ook kan doen want jy weet wat hy daardeur bereik het, jy weet wat kom, jy weet wat hy beloof, jy weet hy gaan ons en alles nuut maak. Dis ons hoop. As ons dit doen, as ons ons oë op hom hou, sal ons kan lig en sout wees soos daai gelowiges in Handelinge wat uitmekaar gejaag is. As ons dit doen, sal ons gewoon nie kan stil bly oor hom nie. Ons nie kan stil bly oor wat hy kom doen het nie, ook nie in hierdie coronatyd nie. Hierdie coronatyd met al sy onsekerheid en al sy slegte gevolge, die goeie nuus van Jesus in ons harte sal dit gewoon oorheers en ons sal soek vir geleenthede. Wat 'n nuwe geleentheid. Skep dit vir ons om 'n sout en 'n lig te wees binne in ons stikkende, gebroke wêreld. Vriende, is dit dalk ons probleem? Het ek en jy ons oë van hom afgehaal? Dit is nie moeilik om dit terug te kry. Dit is nie moeilik om opnuut ons fokus reg te kry. Dit is letterlik 'n gebed ver. Kom ons doen dit as sy gemeenskap saam met mekaar. Kom ons kyk hom in die oë. Amen. Kom ons bid saam met mekaar. Vader wat in die hemel is, Here, hierdie visie wat U ons gee, Here Jesus, daar waar jy op die berg met die eerste volgelinge gesit het, is so kragtig. En Here, as ons luister, as ons hoor, kan U Gees ons as dit ware daar laat sit in die veld. Ons laat hoor hoe U sê, seën is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van my is. Ons wil kom as afhanklik. Leef in 'n wêreld wat sê onafhanklik wees, maar ons is afhanklik, ons is swak, ons is stikkend, Here. Ons is so gebroke baie keer. Ons het so onvermoë om dinge bymekaar te hou. Ons verstaan so min. Ons het U bitter nodig. Asseblief, Here, help ons om so te kom. Help ons om opnuut U uitnodiging te sien, om te sien hoe U ons swakkes wil omvorm in 'n geloofsgemeenskap wat saam met mekaar vir die wêreld wys wat dit beteken as ons weer afhanklik is van U. Help ons om so na U toe te draai. Help ons om regtig gesout en 'n lig te wees in U krag. Want ons kan dit nie wees nie, Here. Hoe kan ons wat baie keer so sukkel met verhoudings bewaar en opbou? Hoe kan ons wat baie keer so sukkel om regtig eers in die donker self te kan sien, hoe kan ons 'n lig wees in hierdie wêreld? Maar U beloof ons as ons na U toe draai, as ons kom, dat U ons dit sal maak. U wil juis ons genees. U wil die kanker kom uitruk uit ons lywe. U wil ons nuut maak. U wil ons gesond maak. Ons kan elke keer wanneer die selfsug uit ons uitborrel, kan ons in berou en bekering na U toe terugdraai. En dit voor U kom uitstort en U sal elke keer vir ons daarvan bevry, ons vergewe en ons opnuut die krag gee om uit te gaan en lewe van diensbaarheid te gaan lewe. U wil jy sê dat dit moet gebeur binne in hierdie geloofsgemeenskap in Randburg, dat hierdie 'n plek sal raak vol genade en vergifnis en geduld en vrede en opbou van mekaar en omgee vir mekaar en sorg en
regtig betrokke wees by mekaar se nood en seer en pyn en elende. Here, asseblief, ons bely dat ons van u kerk klap gemaak het baie keer. Gereformeerde klap, waar ons eintlik met mekaar maar net ons intellektuele kennis oor die woord en ons kennis oor leerstellings en ons manier om met mekaar te kan verskil, te kan vergelyk en hoe reg ons is. Ons is jammer daaroor. Here, hierdie is nie veronderstel om 'n klap te wees nie. Dit is 'n rehabilitasie. Ons is in dit om saam met mekaar gesond te raak, om u lig te wees in die sin dat mense kan sien wat dit beteken. Hoe gaan dit wees as u eendag weer volledig kom? Dis wat ons wil wees. Dis hoe ons saam met mekaar wil leef. Here, kom wys ons wat dit in praktyk beteken. Veral in hierdie tyd wat ons so verstrooid is. Reg oor ons stad. Dat u vir ons eintlik sulke ongelooflike maniere gee om kontak te kan hou, om verbind te bly, om mekaar op te soek, om mekaar te bemoedig. Here, dat ons dit sal opneem. Bid ook dat as u dit weer so moontlik maak vir ons om fisies vir mekaar op te soek, dat ons dit ook sal doen, dat ons nie sal verval in 'n laksheid en 'n leiheid en die gedagte dat ek kan deel wees van 'n gemeente deur kerk te kyk nie. Kan nie. Here, ons kan nie kerk kyk nie. Ons is u kerk. Is u lig en u sout. Here, u weet hoe moeilik dit is in hierdie coronatyd. U weet hoe baie van ons swaar kry as gevolg van werksverlies en inkomsteverlies. U weet van mense wat siek is. U weet van mense wat geliefdes verloor het, net in die algemene dinge. U weet hoe ons stoei met ons regering en hulle besluite, hoe ons bekommerd is oor die ekonomie en waartoe dit gaan en hoe daar baie goeters is wat ons kan laat voel daar is nie hoop nie. Asseblief, Here, wys vir ons, ook ons wat dalk in hierdie week om 'n graf moet staan. Wys vir ons dat u ons hoop is op lewe in alle omstandighede. U is ons hoop. Die virus kan ons nie so uitmekaar uitjaag dat dit die kerk vernietig. Seker sal dit mense wat nie waarlik u ken en gelowig is nie wegvat van die kerk, maar u ware kerk sal opstaan. U ware kerk sal by mekaar kom. U ware kerk sal u opsoek en mekaar opsoek en sal 'n lig en 'n sout wees. En Here, dat ons dit sal wees. U ware kerk. Ons mekaar se hande sal vat, maak ons sensitief vir mekaar se nood en se krete en se swaar kry. Soos wat dit moet wees tot eer van die naam. Here, gee dat ons ook 'n gemeente sal wees wat vir die wêreld totaal ander idee gee van wat suksesvol is. Help ons daarmee. Ons suksesvol sal wees in die liefde in ons weggee, in ons vrygewigheid, in ons afhanklikheid, in ons nederigheid. Dat ons suksesvol sal wees in die manier waarop ons u volg, selfs al beteken dit swaar kry en vervolging in hierdie wêreld. Ons bid dit, ons smeek dit van u in Jesus se naam. Amen. Ons antwoord ook met ons gee van ons liefdegawes. Vriende, is natuurlik een van die belangrike maniere waarop ons sout en lig in hierdie wêreld kan wees, is deur ons vrygewigheid, deur ons weggee, deur ons nie vashou, ons hoop plaas net in ons geld nie, maar deur ons bereidheid om dit te deel. Hierso is die skyfie op die bord, jy kan SnapScan of Zapper gebruik of EFT doen. Dan asseblief jou bydrae en net jou liefdegawe ook, maandelikse offergawe. Hierdie is spesifiek vir die diakonie en vir hulle dienswerk. Ons dalk vandag skyfie is later weer terug, want kan jy hom ook gebruik sodat jy ook op hierdie manier kan vir die Here wys dat jy 'n sout en 'n lig in hierdie wêreld wil. Kom ons antwoord met hierdie laaste lied. Ons dank die Here vir sy woord en ons stem in om sout en lig te wees in hierdie wêreld met liedboek 205. Luister veral hier na die tweede vers. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Hy gaan nie ophou daarmee nie. Hy bly ons inspireer en stuur ons deur sy gees om sout en om lig vir die wêreld te wees. Maak dit jou eie.
die belydenis ook van jou hart. Here, kom maak my dit as jy dit saam sing. Kom ons staan weer vir hierdie laaste een en ons sing saam, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, geliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Lof die Heer, sing gelowiges saam. Lof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar het, vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, ons voet en om lig vir die wêreld te wees. Lof die Heer, sing gelowiges saam. Lof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Die Here stuur ons uit om 'n sout en 'n lig te gaan wees, nie op ons eie nie, nie in ons eie krag nie, maar met hierdie heerlike belofte. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Vriende, kom ons gaan leef in hierdie waarheid, kom ons dink hieroor, asseblief skryf, e-pos, vra, dat ons hierdie gesprek oor die Here se waarheid en oor ons belewenis ook in hierdie saamweestyd lewendig sal hou saam met mekaar. Alle seën, geniet die res van hierdie dag saam met mekaar.